'n lekker storie vanoggend. Julle hou mos ook van stories, né? Ja, Griet, kom ons vra vir Wysneus om vir ons 'n storie te lees. Ek wonder waar hy is. Kom ons roep hom. Wysneus, 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 Wysneus! Wie roep so na my? Ek soek heeltyd my bril vanoggend. Het een van julle dalk my bril gesien? Ek kan hom glad nie sien nie. Ag, Wysneus, daar sit hy dan bo op jou kop. O, Griet. Ja, dis waar hy is. Môre almal, julle is vroeg en vrolik vanoggend, so asof julle vir iets wag. ons wag vir iets, Wysneus. Ons wag dat Griet vir jou moet vra om vir ons 'n lekker storie te lees. Ag tog, Trissie, nou het jy dan klaar gevra. Sal jy asseblief, Wysneus? Dis beter, nou kan ek ook sien. Julle sal nie glo nie, maar dit is presies my plan gewees vanoggend. Dis hoekom ek so op soek was na my bril. Ek wil vir julle lees oor hoe Jesus op sy hemelvaart gegaan het. Ons praat al die hele tyd van die Heilige Gees en sy vrug wat hy in ons lewe werk, maar ek het gewonder of julle ooit almal mooi verstaan van die Heilige Gees, voor ons volgende week praat oor die laaste vrug. Ja, asseblief, dit klink so cool soos toe Apollo op sy maanvaart gegaan het. En wat het die hemelvaart met die Heilige Gees te doen? Hé, Wysneus? Ek kan nie wag om te hoor nie. Ag, toe lees vir ons, Wysneus. Hierdie storie is oorgeskryf dat ons almal maklik kan verstaan wat in Handelinge 1 gebeur het. Jesus se hemelvaart. Jesus, God se seun, het vir ons elkeen se sonde en verkeerde dinge gesterf aan die kruis, omdat hy vir ons lief is. Hy is die sterkste. Ons noem dit almagtig, en die duiwel kon hom nie wen nie, want na 3 dae het hy uit die graf opgestaan. Die disippels was baie bly om Jesus te sien. Hy het baie met hulle gepraat, en selfs vir hulle gewys hoe om altyd nagmaal te hou wanneer hy weg is. Eendag sê hy vir hulle, nou moet ek na my Vader teruggaan, maar ek gaan julle nie alleen los nie. Ek sal die Heilige Gees stuur wat in julle harte kom bly. Hy sal julle leer wat om te sê en wat om te doen. Maar julle moet eers 'n rukkie wag, dan sal God die Heilige Gees na julle toe stuur. Daarna moet julle vir die mense vertel dat ek sal hulle van hulle sonde verlos. Nadat Jesus dit gesê het, het hy en sy disippels na die Olyfberg gegaan. Daar het Jesus na hulle gekyk en gesê, dit is nou tyd vir my om hemel toe te gaan. Net toe Jesus dit gesê het, kom daar 'n wolk en Jesus gaan binne in die wolk hemel toe. Die disippels kyk en kyk, want hulle kan Jesus glad nie meer sien nie. Hulle het seker na Jesus geroep, soos julle net na my geroep het, maats. Skielik kom daar 2 engele. Hulle sê vir die disippels, waarom staan julle so en kyk? Jesus het hemel toe gegaan, maar eendag sal hy weer kom. Nou is die disippels nie meer so bang en hartseer nie. Hulle sê, kom ons gaan wag en ons bid. Jesus het ons beloof dat sy Vader die Heilige Gees sal stuur. Dis 'n baie mooi storie, Wysneus. En nou verstaan ek mooier oor wie die Heilige Gees is en hoekom ons hom moet vra om ons te help as ons sukkel. Hy is dan ons helper. Hy bly dan nou binne in my, né? Soos Jesus se Gees. Hy help my en hy troos my en daarom sal ek nie bang wees nie. Ja, en ons is dan nooit alleen nie, nee, Wysneus. En kan ons maar vir Jesus wag ook? Want die engele het dan gesê dat hy weer net so gaan terugkom op
julle twee. Ek is so bly dat julle die storie so mooi verstaan. Waar staan dit nou weer? Handelinge 1, né? Julle kan vir mamma en pappa vra om dit vanaand weer vir julle te lees voor julle gaan slaap. Sien julle volgende Sondag, maar eers gaan ons 'n liedjie sing. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. By die Vader maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy eer.